Van my kant af, goeiemôre, Mishodai gemeente. Dit is Sondagoggend en ek het gewonder of ek vanoggend my Springbok trui moes aantrek en preek in my Springbok trui vanoggend. Ons is vinnig om dit te doen wanneer hulle wen, ons is nie so vinnig om dit te doen wanneer hulle verloor nie. Maar ek het die versoeking weerstaan en ek het nie my Springbok trui aangetrek nie. Dis dalk hoekom ek 'n paar gesigte mis vanoggend. Dis dalk as gevolg van die trauma van gister. God is goed. As die bokke wen is God goed. As die bokke verloor is God goed. Amen. So kom maar kyk toe al verloor hulle. Van my kant af goeiemôre. Ons is in ons laaste week van ons Stykou reeks. In hierdie reeks waar ons die afgelope paar weke gesels het oor om vas te staan. Hierdie kosbare Griekse woord wat beteken om vas te staan. En ons het gesels oor veral in tye van swaar kry. Veral in tye wanneer dit moeilik is om vas te staan. Want daar is oomblikke wanneer die lewe ons skud. Soms deur verlies, soms deur teleurstellings, soms deur siekte, soms deur mense, soms deur omstandighede wat ons net nie verstaan nie. Kom die lewe en hy skud ons, en dan is dit nodig om vas te staan. En dis waar ons gesels het, en ek wil jou sommer uitnooi, so op hierdie laaste week van ons Stykou reeks, as jy dalk by ons kuier, welkom te loops, maar as jy by ons kuier, of jy dalk 'n week of 2 gemis van hierdie reeks, gaan terug, gaan luister dit weer, op die sitplek voor jou is daar so 'n QR-kode, scan hom, gaan na ons Linktree toe, gaan soek die preke daar's podcast te loop, elke maandag gaan daar 'n podcast ook uit, wat jy na kan luister, na aanleiding van ons boodskap, gesels ons 'n bietjie dieper, so gaan luister weer, gaan stap weer hierdie laaste paar weke, en maak dit 'n Bybelstudie, en kom ons 'n bietjie by die Here uit, en laat hom toe om jou opnuut te ontmoet daar waar jy is, dalk in swaar kry, dalk in seer, dalk in siek wees, en vanoggend is vir my so 'n oggend waar ek eintlik vir jou wil sê, raak gou stil vir 'n oomblik. Raak gou bewus van die Heilige Gees. Ons gaan by so 'n mooi gedeelte stil staan. Dan gaan ek 'n ander skrifgedeelte aan die einde gebruik, maar ons gaan dit baie eenvoudig hou vanoggend. Ek gaan jou nie toegooi met skrifte nie, maar hierdie skrifgedeelte is so belangrik vir elkeen van ons, ongeag waar jy jouself bevind. So, net so vinnig konteks, ons gaan lees uit Johannes 12 uit, van vers 20 tot 26, maar net so vinnig 'n bietjie konteks. Hierdie is 'n gedeelte wat afspeel so 5 dae voor Jesus se kruisiging, ongeveer. Hierdie hoofstuk begin en praat van 6 dae voor die Paasfees, die Joodse Paasfees, en hierdie is al so 'n dag later, lees ons so deur die hoofstuk. So, dis min of meer 5 dae voor sy kruisiging. So ek wil hê jy moet gou so 'n bietjie net bewus raak, en toelaat die Heilige Gees ons help vanoggend, want in ons menslike verstand sukkel ons om ons in te leef in wat kon in Jesus se gemoed aangegaan het 5 dae voor sy kruisiging. Hy weet wat kom. Hy weet dat dit moet gebeur. Dink jou gou in my en jou situasie, as ons net bietjie benoud raak oor ietsie wat in die week gebeur, by die kantoor, of by die werk, of by ons huis, of ek moet dalk gaan vir 'n doktersondersoek, of ek moet dalk gaan vir 'n operasie, of iets moet gebeur, en dan die angstigheid wat jou beetkry, en die bekommernis wat jou beetkry. So dink jy gou vir 'n oomblik in die konteks van hierdie gedeelte, kort voor sy kruisiging, gesels Jesus, en ons lees hierdie gedeelte. Ek lees vir jou die ou vertaling, Johannes 12 vers 20 tot 26, en lees saam met my. As jy jou Bybel saam gebring het, lees saam met my, anders is op die skerm, en dan kan jy saam volg. Vers 20, en daar was sommige Grieke, wat onder die wat opgekom het, om op die fees, dis nou hierdie Joodse Paasfees, te aanbid. Ietsie baie kosbaars daar terloops, myself onderbreek. Net daai eerste vers 20 is so groot. Hierdie is Grieke, hierdie is nie Jode, wat in daardie tyd nie mense was wat gekom het om te aanbid op 'n Joodse Paasfees nie, maar hierdie
hierdie opgewondenheid, en jy gaan nou Jesus se reaksie sien van nie-Jode, van Grieke, wat reageer op die evangelie en kom om te aanbid, is so groot. Vers 21. Hulle, hierdie Grieke, het na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra en gesê, my Heer, ons wil Jesus graag sien. Filippus kom en sê dit vir Andreas, en Andreas en Filippus vertel dit weer aan Jesus. So asof Filippus net nie alleen vir Jesus wil gaan vertel, hy gaan half Andreas saam gaan vertel hulle vir Jesus, dat hierdie Grieke wil u sien. Kyk gou Jesus se reaksie. Ek dink, daar's soveel reaksies, ek dink wat hier kon gebeur. Jesus kon hierdie oomblik gebruik het as 'n bemarkingsoomblik vir sy bediening. En gedink het wonderlik, Grieke, nie Jode wil met my praat, en dis hierdie groot oomblik, en kom ek roep die skare nader. Glad nie. Kyk sy reaksie in vers 23. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moes word. Hierdie hele hoofstuk, in die Nuwe Lewende Vertaling is die opskrif hier, dat Jesus voorspel sy dood. Jesus praat van sy dood, hy praat van sy opstanding in hierdie hoofstuk. En Jesus kom hier en hy praat juis van sy dood hier. Hy praat juis omdat hierdie Grieke wat hom wou sien, net opnuut weer 'n teken was dat die tyd aangebreek het. Dis tyd. Sy kruisiging lê om die draai, sy dood lê om die draai. Alles lê vir hom voor. Die tyd het aangebreek. En dis so asof dit vooruitwys na hierdie groot oes wat sy dood en opstanding sou veroorsaak. Want dit is nou nie meer net Jode nie. Dis slaafweier en ons vandag eeue later as gelowiges, volgeling van Christus, saam met al die volke en nasies wat hom aanbid, kinders van die Here kan wees. En Jesus kom en hy sê die uur het gekom. Dan vers 24. Kom Jesus en hy verduidelik dat hierdie groot oes van siele, van gelowiges slegs moontlik gaan wees deur sy dood. Hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug, baie vrug. Kyk gou hierdie prentjie saam met my. Koringkorrels, graankorrels. Vir daardie koringkorrel om 'n oes op te lewer, moet hy in die grond. En Jesus kom hier en hy praat van homself. Hy praat van homself wanneer hy praat van hierdie koringkorrel wat moet sterf, moet begrawe word. En in die oomblik as 'n koringkorrel begrawe word, sterf in die grond, gebeur die volgende. Kyk gaan na die volgende foto. Sodra hy gaan werk, daar werk hy. Is daar 'n oes? 'n Koringkorrel moet begrawe word, moet sterf sodat daar 'n oes kan wees. En Jesus verwys na homself hier as hierdie koringkorrel wat moet sterf sodat daar 'n oes kan wees van miljoene deur die eeue wat as gevolg van die dood, die opstanding van Jesus Christus, gelowiges, volgelinge, disippels kan word, van Jesus Christus gered kan word deur sy kosbare bloed. Hy verstaan dit, hy skets hierdie mooi prentjie en Jesus in sy donkerste oomblik, weer 'n keer onthou, kort voor sy dood, kort voor sy kruisiging, praat hy so van homself. Hy weet dit moet gebeur. Hy weet dit lê vir hom voor. En as gevolg van hierdie doodopstanding van Christus is daar lewe vir my en jou. Is hierdie aardse lewe nie permanent nie. Ons beweeg net deur. Ons beweeg deur die goeie tye, ons beweeg deur die lekker tye. Alles is tydelik. Swaar kry ook, seer ook, siekte ook. Ons beweeg deur. Ons is tydelik hier. En selfs wanneer ons asem hier op hierdie aarde uitblaas, is dit nie die einde nie. As gevolg van Christus wat gesterf het vir my en jou. En ons kan nou hier amen sê. Ons kan hier vandag en ons het genoeg gesê om ons dankbaar te hou, gewauw te hou vir die res van ons lewens oor hierdie genade van Christus wat sy lewe neergelê het vir my en jou. Maar Jesus kom en hy sien hierdie kruis en hy sien nie net die pyn nie, hy sien nie net
die seer en die swaar kry wat voor lê nie. Hy sien die doel van die kruis. Hy sien die rede vir die kruis. Hy sien my en jou eeue later as gevolg van hoekom hy moet doen wat hy moet doen op die kruis. Hy sien nie net 'n doel nie, hy sien nie net dood nie, hy sien lewe. Hy sien nie net die graf nie, hy sien hierdie oes. En die kruis mag dalk gelyk het soos die grootste nederlaag, maar God kom en hy maak dit die grootste oorwinning. En die saad wat in die grond geval het, bring hierdie oes voort wat vandag nog groei. Hier kon ons gestop het, maar Jesus gaan verder. En ons gaan na vers 25 toe. En Jesus draai die gesprek nou na my en jou toe. Nou wat nou? Hy het gesterf. Hy's soos die koringkorrel wat sy lewe moet neerlê sodat daar 'n oes kan wees. En nou praat hy oor my en jou gelowiges, disippels, kinders van die Here. En hy sê die volgende: van ons, van volgelinge. Hy sê wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Stop gou daar, ek wil nou in 'n oomblik vers 26 ook lees. Maar Jesus kom en hy draai die gesprek nou na my en jou toe. En hy sê iets so belangrik en ek wil gou bietjie in hierdie skrif inklim en ek gaan probeer om nie te ver te gaan en te diep te gaan nie, maar bly gou saam met my. Jesus praat van homself, die koringkorrel wat moes sterf. Nou draai hy na my en jou en hy sê iets van hoe ons moet leef, hoe ons na hierdie lewe moet kyk. Goeie tye en swaar tye. En hy begin om te sê, wie sy lewe liefhet, sal dit verloor. Die Amplified, dis nie op die skerm nie. Die Amplified sê, the one who loves his life eventually loses it through death. As jy vir 'n oomblik vergeet dat hierdie wêreld net tydelik is, dat alles wat ons jaag, alles wat ons bymekaar maak is net tydelik, is jy op 'n gevaarlike plek. Want dan gaan jy alles verloor die oomblik as jy jou asem uitblaas. Alles wat jy bymekaar gemaak het, alles wat jy het, selfs jou kinders, selfs jou geliefdes, as hulle alles vir jou is, die middelpunt van jou lewe is, as jy jou asem uitblaas, voel dit soos 'n verlies. Paulus kom en hy sê, dis net Christus, wat selfs die dood 'n wins maak. Dis al. En dit is belangrik om te onthou, veral in die konteks van 'n stykhou, van 'n vasstaan, van swaar kry, van lyding, van nie verstaan nie, van vra Here, hoekom word ek nie gesond nie? Hoekom help U nie, Here? Wat gaan aan? Dis belangrik dat jy mooi verstaan en ek gaan myself dalk nog 50 keer herhaal, maar dis tydelik. Dis net hier. Dis aards. Ons beleef iets hier. En ek wil die volgende sê, hierdie volgende gedeelte sê, maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe. Weer 'n keer, Amplified sê, but the one who hates his life in this world and is concerned with pleasing God will keep it for eternal life. Daar's iets wat ons moet verstaan. As jy jou lewe hier op aarde so lief gaan hê, as jy asem uitblaas, verloor jy dit. Maar daar's iets van, as jy jou lewe haat in hierdie wêreld, en hierdie gaan nie oor, ek moet myself haat en ek moet myself skade aandoen, ek myself benadeel, ek is niks werd nie. Dis nie wat hy bedoel hier nie. Dit beteken om hierdie wêreld en alles van hierdie wêreld en hierdie wêreld se prioriteite so liggies vas te hou, dat jou liefde vir God soveel meer sal wees as jou liefde vir die wêreld, dat dit sal lyk soos haat in vergelyking met jou liefde vir God. Dis so sterk die Bybel dit hier kom stel. Hold on lightly. Hou liggies vas. Hou liggies vas aan alles van hierdie wêreld. Hou liggies vas. Hou liggies vas. As jy te styf gaan vashou, selfs aan jou seer en selfs aan jou swaar kry. As jy te styf gaan vashou aan jou seer en jou swaar kry, gaan dit jou oorweldig. Gaan dit alles word waaroor hierdie wêreld vir jou gaan. Al is dit hoe seer, al is dit hoeveel pyn, hoeveel teleurstelling, net soos die goeie dinge, net soos die skatte in hierdie wêreld. Net soos huise en karre en besittings en besighede, as jy aan enigiets te styf gaan vashou, dan is jy op 'n gevaarlike plek. As ons Jesus volg, dan sal ons nie ons aardse lewens so lief hê dat ons te veel waarde heg aan hierdie tydelike wêreld en vergeet van die ewige lewe nie. Jesus kom hier en hy sê, as jy my wil volg, kan jy nie jou lewe hier op aarde eerste stel nie. En ons doen dit so maklik. Ons stel dinge eerste. En is nie hoe dit moet wees nie. Matteus 16
vers 24 en 25, gaan verder en verduidelik hierdie so mooi, en ek wil vir jou bylees. Hy sê, Jesus het toe vir sy disippels gesê, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prysgee. Nuwe Lewende Vertaling, hoor hoe mooi sê hy dit. As julle my volgeling wil wees, my wil volg my jaar, waar ons almal besig is, moet julle julle eie ek prysgee, julle kruis op julle skouers neem, en agter my aankom. Ons verstaan mos as gelowiges, daar's 'n ou vleesmens wat sterf die dag as jy tot bekering kom. Ek leef nie meer nie, sê Galasiërs 2:20, maar Christus leef in my. Daar's hierdie radikale verandering. Ek neem Jesus aan as my persoonlike saligmaker en verlosser. Die ou ek sterf, 'n nuwe geesmens word gebore. En dis belangrik om te onthou wanneer die lewe jou skud, wanneer dinge gebeur, wanneer jy moet stykhou, wanneer jy moet vas staan. Is dit belangrik dat jy hierdie prentjie duidelik sien. Nie te styf vashou aan jou emosies en wat jy ervaar nie. Vers 25, as julle probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van my prys gee, sal julle ware lewe vind. Hoe mooi is dit? Kom ons hou ons oog op hierdie eie ek. Terug na Johannes 12 toe. Nou kom Jesus by die kern van alles. Hy sê, as iemand my dien, laat hom my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Gou weer Amplified. Sê in vers 26, if anyone serves me, he must continue to faithfully follow me. Dan gaan hy verder, hy brei uit, hy sê, without hesitation, holding steadfastly to me, conforming to my example in living and if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Die Grieke kom by Jesus. Hulle sê, ons wil hom sien. Ons wil Jesus sien. En hier kom Jesus en dis die konteks van hierdie gedeelte. Hulle wil hom sien en Jesus begin gesels oor die uur het gekom. Hy praat oor 'n koringkorrel. Nou praat hy oor ons. Hy sê, hoor jy moet jou lewe, jy moet daai eie ek nie te styf vashou nie. Wees versigtig vir die eie ek. Moenie jou lewe so lief hê nie, want dan jy het verloor en hy sê, hoor jy, as jy verstaan die konteks en my so lief het in verhouding met jou liefde vir hierdie wêreld, skielik dis waaroor dit gaan. En dan kom hy in vers 26 en dan sê hy, so as iemand my wil dien, laat hom my volg. So amper asof hy hier kom en sê, hierdie Grieke, hierdie gelowiges, moenie kom om my net te wil sien nie. Want jy sien, Jesus is nie, met alle respek, hy is nie hierdie celebrity wat gesien moet word en 'n skare nodig gehad het nie. Hy is ons redder, hy is ons saligmaker, hy is ons verlosser, hy is een wie ons moet volg met ons hele lewe. Die prentjie mooi moet sien oor hierdie aardse eie ek en 'n ewige lewe. Die reeks begin met mind in the beginning, what matters in the end. Wees bewus van alles wat nou hier gebeur, met die oog op die ewigheid, saam met Christus. En dis wat hy hier sê, as iemand my dien, laat hom my volg. 'n Diensknegt volg sy meester, 'n disipel volg sy rabbi en 'n Christen volg Jesus. Dit beteken, waar hy my lei, gaan ek. Wat hy sê, doen ek. Hoe hy leef, probeer ek leef. Wat vir hom belangrik is, word vir my belangrik. Ek volg nie net Jesus wanneer dit maklik is nie, ek volg hom ook wanneer die pad deur swaar kry, opoffering, onsekerheid gaan. Ek volg hom. Ek verstaan, ek is tydelik hier, my oog is op hom gerig. Ek volg hom met alles wat ek het, omdat hy vir my gesterf het, omdat ek 'n kind van hom kan wees. Maak alles vir my mooi sin en verstaan ek alles. Hou ek liggies vas aan hierdie wêreld en als van hierdie wêreld, hou ek styf aan hom vas vir wie hy is. Nou is ek op 'n plek waar die volgende belofte so mooi is. Die tweede gedeelte van vers 26. Jesus sê, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. En as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Amplified weer sê, and wherever I am, dan voeg hy so by, in heaven's glory, there my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Hoor gou hoe mooi is hierdie. Die belofte dat die een wat Jesus volg, sal by hom wees. Familie, ek herhaal myself, het raam my vanoggend. Maar die grootheid hiervan moet ons oorweldig vanoggend.
ergste wat met 'n kind van die Here kan gebeur, is ons gaan ons asem eendag uitblaas. En dan is ons 'n ewigheid by Christus. En dit klink so, ja, ons weet dit, totdat die storm jou tref, totdat jy oorweldig word, totdat 'n doktersuitspraak kom, totdat jy op 'n siekbed lê, totdat jy by 'n kind se graf lê, totdat jy 'n ouer moet begrawe, totdat dit jou skud tot in jou fondasie en niks meer sin maak nie. Nou word jy so geskit, dat jy op 'n plek kan kom wat jy vra, "Sjoe, hoekom? Here, waar is U? Is daar 'n Here? Hoekom doen hy dit? Hoekom laat hy dit toe?" En vir 'n oomblik is jou wêreld geskit. So hierdie vanoggend is so belangrik. En dan eindig hy en sê, "En as iemand my dien, sal die Vader hom eer." Wie is ek en jy? Dat ons hemelse Vader, God Almagtig, skepper van hemel en aarde, my gaan eer. Omdat ek Jesus Christus gekies het, aanvaar het, geglo het in, as my redder, my saligmaker, bely het, geglo het, dat hy die Seun van God is, gesterf het aan 'n kruis vir my. Kom die Vader, en hy eer my. Wow. Die wêreld mag dalk nooit raak sien hoe getrou jy die Here dien nie. Maar God sien dit. God sien jou swaar kry. God sien jou waar jy is. God sien jou hart. Die gedeelte in Johannes 12, vers 20 tot 26, begin met 'n eenvoudige versoek. Meneer, ons wil Jesus sien. Maar die boodskap vanoggend, so aan die einde van 'n stykou reeks, is om Jesus te sien is nie genoeg nie. Ons moet hom volg. En om hom te volg beteken dat ons bereid moet wees om ons eie lewe, ons gemak en selfs ons eie planne aan hom oor te gee. Want die weg van Jesus, the Jesus way, is die weg van hierdie koringkorrel. Koringkorrel moet sterf om vrug te dra. En Jesus moes sterf sodat ons kon lewe. En ons moet bereid wees om in onsself te sterf sodat Christus se lewe deur ons sigbaar kan word. Ons vergeet dit soms. Dit is die hart van disippelskap. Nie net ek wil Jesus sien nie, maar ek wil U volg. Ek wil U getrou volg. Maak nie saak wat in my aangaan of om my aangaan nie. Ek wil U volg. Getrou dien. Dis my grootste gebed. Almal om my weet dit. Is Here, hou my getrou. Hou my getrou, Here. Dis my gebed wat ek seker elke dag bid. Here, hou my getrou. Hou my getrou in U roeping. Here, hou my getrou. Hou my getrou. Hou my getrou, Here. Wanneer dit goed gaan, hou my getrou, Here. Wanneer dit te goed gaan, hou my getrou, Here. Wanneer dit lyk asof dit net fantasties maanskyn en rose is, Here, hou my getrou. Help my liggies vashou. En Here, wanneer ek swaar kry, en is nie lekker nie, dis seer, hou my getrou, Here. Hou my getrou. Ek wil vir die aanbiddingspan vra om by my te kom aansluit. Ek wil 'n tweede skrifgedeelte, baie bekende ene, vir jou lees. Staat in Daniël 3, vers 16, lees ons van 3 manne, eintlik 3 jong manne. Sadrag, Mesach en Abednego. Hulle weier om te buig voor koning Nebukadneser se beeld. En hy dreig hulle, sê as julle nie buig nie, gaan ek julle in die vuur oondgooi. Stook die vuur so 'n bietjie warmer, baie warmer. Hier staan hierdie 3 manne. 3 jong manne staan voor die vuur. Weet, hulle gaan in hierdie vuur oondgegooi word. Seker een van die, ek dink die verskriklikste maniere om te sterf is om in so vuur oond te sterf. En dan word vir hulle keuse gegee. Buig of brand. En dis wat ons lees hier. Sadrag, Mesach en Abednego het vir koning Nebukadneser geantwoord. Ons ag dit nie nodig om U hierop te antwoord nie. Die God wat ons aanbid, kan ons uit die vuur red.
Hoor gou wat sê hulle? Hoor gou hulle geloof hier. Staan voor 'n vuuroond. Sê ons God kan. Our God is able. Dis nie die vraag hier nie. Kan hy ons red? Natuurlik kan hy ons red. Familie, kan hy jou gesond maak? Natuurlik kan hy. Dis nie die gesprek hier nie. Kan hy jou red? Natuurlik kan hy. Kan hy jou finansies uitsorteer? Natuurlik kan hy. Kan hy jou huwelik aanraak? Natuurlik kan hy. Kan hy jou fisiese liggaam aanraak? Natuurlik kan hy. En hierdie manne staan en hulle sê, dis nie die vraag nie. Ons God kan ons red. Hy sal ons uit u mag bevry, u majesteit. En dan vers 18. En selfs al red hy ons nie, dit verander niks. Verander nie wie hy is nie. Verander nie sy grootheid nie, verander nie sy goedheid nie. He is still God. He is still able. If he chooses not to save us, he is still God. En hy kom by hierdie skrif uit, in die oploop nou deur Johannes 12, van is nodig dat ons iets verstaan van wie Christus is, wie ek is, hoe my lewe moet lyk, hoe ek na hierdie aarde moet kyk, hoe ek moet leef, hoe ek hom moet volg, want daar gaan dinge in my lewe gebeur, waar ek en jy so gaan staan, op die punt van iets, punt van 'n oomblik, waar ons hierdie sekerheid moet weet, moet hê, dat God kan. My God kan. Hy kan my red. En selfs al red hy ons nie, u majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het aanbid nie. Passion Translation in vers 18 sê, but even if he does not save us, you can be sure, O King, that we would not serve your gods or worship the golden statue you have erected. We will not. Ek sal nie buig nie. Ons God kan. Ons sal nie buig nie. Ek wil jou 'n getuienis storie vertel uit ons eie lewe uit. Ek het vir Lisa gevra of ek mag, sy sê ek mag. Al twee ons dogters is saam met ons hier in die kerk vanoggend. Amonay en Lisa. Lisa is 17, amper 18. En sy was net so oor 'n jaar oud gewees. Eintlik voor dit al was sy baie siek. Verlang, en as ek verander die kans gee, gaan sy julle 'n uur lank besig hou met al die details. Ons manne vertel dit so oor die details. Om die details. Daar was die 6de Februarie. Sy is in Desember gebore. Nee, sy het in Desember 1 jaar oud geword. Ekskuus, Desember 1 jaar oud geword. So dis so 'n jaar en 2-3 maande oud. Links is sy gesond. 'n Dagie voor sy toegelaat is in die hospitaal. En regs is so 'n maand, bietjie meer as 'n maand later. Net gou die storie. Hoekom vertel ek dit? Want hierdie skrif het lewendig geword en ek het 'n draaipunt in my lewe bereik. Lisa het baie virusse gehad, klomp siektes en dinge gehad wat sy in die hospitaal voor was en ek was op daai stadium, ek dink so 2 jaar in die voltydse bediening omtrent. Nog groen. En vir 'n pastoor om sy kind in die hospitaal te hê is verskriklik. Jy wil gaan kuier by ander mense wat in die hospitale is. Jou eie kind moenie daar lê nie. En baie mense het baie dinge gesê, "Sjoe, ek wonder of daar sonde in die pastoor se lewe is as sy kind in die hospitaal is." Mense kan dwaase goed sê in oomblikke soos daai. Maar Lisa is in die hospitaal en sy's baie siek en sy sukkel om self asem te haal en daar was hierdie verskriklike oomblik waar ons vir Lisa amper verloor het. Sy het opgehou asemhaal. En ek dink as die donkerste plek vir 'n ouer. Om daardie oomblik in die hospitaal nie te weet of jou kind dit gaan maak nie. Sy is 'n jaar oud. Pragtige dingetjie, kan sien links. Vriendelikste, pragtigste. Gelukkig het sy 'n bietjie babafekkies gehad om te verloor in die hospitaal. En is 'n oomblik waar jy so magteloos is. Jou kind is in die hospitaal.
Sy hou op asemhaal, almal storm daarin. Weet nie of sy het gaan maak nie. En ek sal nooit vergeet nie, praat gou met al die bidders, hoor gou vir 'n oomblik. Baie mense het in daardie oomblik vir ons boodskappe gestuur, en ons het elkeen waardeer. Elke WhatsApp, elke SMS, elke boodskap, elke oproep het ons waardeer. Daar was een persoon wat ek kan onthou, wat hospitaal toe gekom het, in persoon. Was 'n man met die naam van oom Kosie Kotse. En Lisa het in isolasie gelê in Panorama Hospitaal met daai glas vensters. Jy mag nie inkom nie. En oom Kosie Kotse het een aand gekom en hy het sy hande so teen die glasvensters gelê. En hy het net gebid. As die Here vir jou sê, gaan bid, gaan bid. As die Here vir jou sê, klim jy kan ry, ry. As jy boodskapverstuur is reg, as jy daar kan wees, wees daar. Dit beteken meer as wat jy ooit sal verstaan. En Lisa is op 'n plek waar ons haar amper verloor, en ek het hier gesprek met die Here, en ek stoei met hom, en ek sê, Here, dit kan nie wees nie. Ek staan in die bediening, en Here, dit kan nie wees nie. Dit kan nie wees dat daar 'n kans is dat sy dit nie gaan maak nie. En ek beleef 'n draaipunt in my lewe. En ek het hier gesprek met die Here. En ek sê vir hom, Here, ek weet U kan my kind gesond maak. Ek twyfel nie. I know you can. Maar Here, as U besluit om haar nie gesond te maak nie, I will continue serving you. Ek sal U dien vir die res van my lewe. En Here, ek sal getrou bly in die bediening, of U haar kom haal, of U haar gesond maak. En daar's iets in my wat geklik het, iets in my wat verstaan het. En ek dank die Here. Ek weet nie hoe lank daarna nie, 'n week daarna, het sy begin draai en het die koors gebreek, en het sy beter geraak, en 'n maand later is sy uit die hospitaal uit. Maar dit kon soveel anders gewees het. En dit is soveel anders vir baie van ons. Vanoggend wil ek jou nooi in hierdie spasie in. As jy siek is, as jy seer het, as jy swaar kry, as jy wonder, begin eers op die plek waar jy soos hierdie 3 manne kan sê, I know you can. Dis nie die vraag vanoggend hier nie. Ek weet wie U is. Maar my verhouding met U is so, ek het U so lief. U is so my alles. Ek verstaan hierdie aarde is tydelik. As 'n kind sterf voor 'n ouer, en jy sit ouers vanoggend, die donkerste oomblik. Dit is baie moeilik om hierdie te hoor. Maar selfs dan, God is met jou, God is by jou, hy hou jou so styf vas. Ons God kan, maar selfs al kies hy om jou nie gesond te maak nie, selfs al kies hy om jou nie uit te haal uit jou situasie uit nie, is die vraag vanoggend, sal jy steeds styk hou? Sal jy steeds kan vasstaan op grond van wie hy is in jou en vir jou, en wie jy is as gevolg van hom en in hom? En dis die vraag vanoggend. Gaan swaar kry kom? Dit gaan, ons het dit 'n paar keer gelees in hierdie reeks. Gaan moeilike tye kom? Verseker. Dit is nie 'n kwessie van of nie, dit is 'n kwessie van wanneer. En wanneer dit dan gebeur, gaan jy toelaat dat dit jou skud? Soveel so dat dit jou hele wêreld gaan laat in mekaar stort, of gaan jy kan vashou en sê, Here, ek hou styf van U vas. Ek hou liggies vas aan alles anders. Al is dit pragtige 1 jaar ouer dogtertjie. Ons gaan na hierdie lied luister. En ek wil jou nooit daar waar jy is, weet nie, oor sal my toemaak vir 'n oomblik nie. Ek wil graag saam met jou bid. Vader, ek kom vanoggend en ek wil saam met elkeen van ons bid. Vir myself weer insluit, elkeen van ons insluit.
Here, help ons. Help ons in hierdie oomblik. Net om anders na die lewe te kyk. Anders na alles te kyk. En te kan sê, even if, Here, ek weet U kan genees, ek weet U kan my herstel, ek weet U kan voorsien, ek weet U kan 'n deur oopmaak. Here, ek weet U kan my uit hierdie vuur uithaal, soos daardie 3 manne. Maar selfs al gebeur dit nie, Here, sal ek U steeds vertrou. Here, al verstaan ek nie, sal ek U steeds volg. Selfs al moet ek wag, Here, sal U steeds aanbid. Here, al verander my omstandighede nie, ek sal nie van U af wegdraai nie. Help ons net vanoggend weer besef, ons geloof lê nie in, Here, wat U kan doen of nie doen nie. Dit lê in wie U is. En omdat U is, wie U sê U is, kan ons vanoggend verklaar, it is well with my soul. It's well with my soul. As gevolg van Christus. En 'n koringkorrel wat gesterf het, sodat ek kan lewe. It is well, ongeag, it is well, ten spyte van, it is well with my soul.